vir die van julle wat nie verlede weekie was nie, ek het gepraat oor understanding the responsibility of your calling. En vanoggend praat ek oor understanding the weight of your calling. Nou, met dit gesê, jy kan nie die een hê en nie die ander een ervaar nie. So as jy ja gesê het, het jy ja gesê, wat beteken, jy gaan die een ervaar, jy gaan die responsibility moet dra, jy gaan die verantwoordelikheid moet dra van die feit dat jy ja gesê het. Voel bietjie trapped. Saam met dit, die oomblik wat jy ja sê, is daar obviously 'n paar goeie soos ek genoem het. Ek wil nou nie die hele preek van verleer, ek het so baie skrif gelees, ek dink dit die aand toe julle in die bed klim nog steeds in hulle kop gemaal. Maar daar's 'n verantwoordelikheid wanneer ons vir die Here ja sê en sê, Here, ek is bereid om U te dien met gees, siel en liggaam. En wat baie keer gebeur is ons sê ja, en wanneer daai oomblikke kom wat dit vir ons voel, jy nou raak dit bietjie wild of dit raak nou bietjie swaar, dan is ons geneig om terug te tree en in 'n comfort zone in te gaan of op 'n plek te wees waar hierdie is vir my gemaklik. Ek is okay met dit. En ek dink ons is eintlik al lankal veronderstel as jy weet wie God is en jy weet dat hy jou geroep het, dan is jy al lankal veronderstel om nie meer daar op daai plek te wees waar jy sê ek lees my Bybel en ek bid elke dag en dis vir my genoeg nie. So wanneer ons ja sê, is al baie keer in ons pad wat ons saam met die Here stap, is daar, ek gaan nou for the lack of the Afrikaans word, is daar assignments wat ons kry om te doen. Maar baie keer verstaan ons nie die opdrag wat die Here vir ons gee om te doen nie. So dit maak nie altyd vir ons sin nie, so ons doen dit dalk nou nie. Okay, so nou dink jy, jy weet, ek weet die Here het my geroep as 'n profeet, maar hierdie maak nou nie sin nie. Ek weet nie hoekom het ek nou worship lei nie, want dit het niks te doen om 'n proef met die feit dat ek vat my eie calling, ek gaan nie met anders se sin vat nie, hoor. Het absoluut niks te doen met die feit dat ek geroep is as 'n profeet nie. En ek is soos, okay, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, partykeer is dis daai wanneer jy ja sê en jy nie eers weet eintlik waarvoor jy ja sê, maar jy weet jy sê vir die Here ja. En dit is dis eintlik wat ons noem geloof. Ding ding. Ek dink ons sit baie keer die pot mis as dit kom by geloof. Wanneer die Here vir ons vra om iets te doen en ons is gehoorsaam met wat hy sê, dan stap ons uit in geloof. En wat ons baie keer doen is, kom ons vat nou die vorige preek. Ons het gegroei in karakter, ons het gegroei in ons groei nog steeds, maar ons het daarom al na volwassenheid gegroei. Tot op 'n punt. En dan baie keer kom die Here en hy sê vir jou, ek wil nou hê jy moet dit doen. Dan sê soos, ja, maar ek verstaan nie eintlik wat dit alles met my calling te doen het nie. Soos, hoekom moet ek 'n coffee shop hê, maar ek's eintlik geroep om 'n worship leier te wees. Ek sê, verstaan nie, dit maak nie sin nie, dit kom nie by mekaar uit nie. Dan sit ons baie keer op by plek waar jy sit en opweeg in jou eie menswees, sit jy en weeg op dit wat jy dink en wat God vir jou gevra het om te doen. En dan bevind jy jouself baie keer op 'n plek waar jy dalk weet wat jou calling is, maar jy is op die verkeerde plek. Wat beteken jy sal nooit vervuld wees in wat jy doen nie. Of jy weet dalk glad nie wat jou calling is nie. En jy is op die regte plek. Maar jy voel nog steeds nie vervuld nie, want jy weet nie wat jy daar soek nie. So, wanneer ons kyk na calling, dan, soos ek laas gesê het, jy moet by die Here hoor wat het hy jou voorgeroep. Nou, van ons is geroep vir die ministry en ek kan, soos ek altyd sê, ek kan net uit my eie getuienis uitpraat, ek kan nie iemand anders se getuienis uitpraat nie, maar ek kan 'n paar stories vertel. Maar as jy, kom ons sê jy's 'n rekenmeester, jy love syfers, dank die Here daar's sulke mense. En jy gaan swat en jy raak 'n rekenmeester en jy gaan werk by 'n praktyk. Jessie.
En jy sloof jouself af vir daai praktyk en jy voel later, ek weet nie wat ek hier soek nie. Ek's glad nie vervuld nie. Maar eintlik het die Here nie vir jou daai gift gegee om met syfers te werk, om noodwendig vir iemand te werk nie. As daar 'n woord oor jou lewe sit wat sê, ek het jou geroep om 'n kom ons noem dit maar kingdom business te hê, of jy moet in besigheid ingaan. Nou besigheid dink 'n mens baie keer as ek moet 'n winkel hê of ek moet 'n soos 'n hardware store of iets soos dit. Niemand dink ooit ek kan my eie eie boekhoudingsbesigheid hê of ek kan my eie coffee shop hê of ek kan my eie skilderklasse doen of sulke goed nie. Ons dink altyd anders en soos die wêreld, meeste van die tyd. So as jy geroep is om 'n boekhouer te wees omdat jy met syfers, jy is nie noodwendig geroep om 'n boekhouer te wees nie. Jy is geroep om 'n verskil in die koninkryk van God te maak. Maar nou sit ek stak by 'n plek, hierdie is net 'n voorbeeld. Ek sit stak by 'n plek in 'n corporate plek waar ek vir iemand werk en die Here het eintlik vir my 'n gift gegee om my eie besigheid te hê sodat jy die verskil kan maak. Nou hoor gou hier. Ek sien al so 'n paar vraagtekens wat so opgaan. Ding 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 so in die gees. Hoe kan ek 'n verskil maak as ek 'n boekhouer is? Ek doen dan net mense se boeke. Daar's baie maniere. Die probleem is ons dink soos die wêreld. Ons dink ek moet dit net so doen. Maar wanneer dit en hierdie is hoe my praktyk moet lyk en dis hoe die goed moet lyk. En dan besef ons nie dat wanneer ons in wysheid stap vir wanneer God vir ons 'n opdrag gee, wanneer ons 'n calling het, wanneer hy vir ons sê dis wat jy moet doen en jy ja sê, dan gaan hy vir jou die wysheid gee en die strategie om wel dit te kan doen wat jy moet doen. Wat ons baie keer, en ons sien dit reg oor die wêreld, is dat ek kry 'n profetiese woord oor my lewe en dan wil ek dit doen. My eie praktyk. Dis wonderlik. Nou kan ek saai in die koninkryk van die Here. Maar eintlik het jy nog niks hier tussenin eers deurgemaak nie. There was no pressing and crushing. So wat nou gebeur is, nou staan jy hier in jou eie besigheid en die goed val so. En jy weet nie wat om te doen nie. Want jy het nie sterk gestaan in die Here, geleer hoe om sterk te staan nie. En dan is dit makliker om te faal of te fail. En God het 'n pad vir ons elkeen uitgesit. Partykeer trap ons mis of vat ons 'n bietjie van 'n ompad, dan lyk dit anders as wat ons regtig gedink het dit moet lyk, maar hy is altyd getrou om ons terug te bring na waar ons moet wees. En wat baie keer gebeur, soos kom ek vir my eie getuienis is, ek het 'n liefde, ek het nooit regtig besef ek het 'n liefde vir sang gehad nie. Ek het net, my kinderlewe was crazy verby. So groot geraak in 'n very abusive huis en alles. So jy het alles onderdruk. Alles net so gemaak. So ek en my suster partykeer praat dan sê sy, "Onthou jy daai en daai?" En dan sê ek, "Nee, glad nie. Stel nie belang nie. Lyn is getrek. Daai is my verlede, hierdie is my toekoms." En op 'n stadium, ek het nie eers geweet as 'n kind dat ek het daar's 'n tannie gewees soos ons huis toe gestap het wat ons altyd by gestop het. Sy was soos ons beskermingsengel. Sy het altyd vir ons gebid. Daai het ek nie die Here geken nie. Stap ons, drop ons by haar huis in, dan gee sy vir ons koeldrank en dan wil ek altyd gaan sit ek so voor die klavier. Ek kon dit nie onthou nie. Ek het dit so 'n jaar of so terug toe sy met my praat, toe sê ek soos, toe voor die klavier gaan sit, maar ek het nie geweet wat ek doen nie. Ek het nie eers gespeel nie. En toe, seker so 6 jaar terug of so, toe 7 jaar terug of iets, toe kry ek hierdie, eintlik langer terug, kry ek 'n begeerte om klavier te speel. En ek is soos in klein kindertjies, hulle is nou groot. En ek plak hier goed op die klavier se note, en ek probeer onthou wat dit is. Ek wil net die note onthou, en ek kan net onthou waar is die C. Middel C is al wat ek onthou, die res is soos in, ek het dit so 2 keer probeer, terwyl my kinders klein was, en toe sê ek, ag nee wat, hier is useless. Dit is in my kop, my brein gaan nie dit doen nie. Ek is te dom vir dit, ek kan nie dit doen nie. Is letterlik wat ek gedink het. Nee, ek kan nie dit doen nie, ek het regtig gedink, ek's te dom. In elk geval, en jare daarna, toe daar hierdie roep, waar ek hoor, jy moet klavier speel. En ek is soos, wat? Ek sê, okay, ons het 'n polis gehad wat uitbetaal het of iets en ek koop vir my klavier daarmee. Nou nie 'n fancy ding nie.
koop vir my klavier en stokkie en alles en van daar af het ek klavier en ek gaan sit so by die klavier en ek is soos, toe ek so gaan sit, toe is dit eenvoudig, toe is ek soos, is dit, hoe dit is eintlik so eenvoudig geweest, en wat baie keer gebeur is dat ons skuif by een ding wat lang terug toe ons dit probeer het, toe ek het uit my eie vlees uit probeer het, toe dit nie gewerk het, dan skuif ons dit terug soos, dis nie vir my beskore nie. Maar toe die Here roep, en ek in daai oomblik nog steeds my gees soos in, ek kan nie dit doen nie, Here kan jy nie onthou daar waar, ek kon nie eens onthou het, waar is die goed nie, ek is soos net die middel C. En ek het so, Inanda, hulle was toen nog in die Parel geweest, en ek het so met haar geconnect, en sy het so very quick, groot, baie theoretiese crash course vir my gegee, en vir jare het daai goed so in my kop afgegaan, want ek weet nie eers wat sy gesê het nie, want ek het niks ondervinding in musiek op daai vlak nie, ek weet nie eers wat jy gesê het nie, so, maar sy het dit so van die goed neergeskryf, en ek het so nou en dan terug so, is dit wat jy gesê het? So met tyd het dit vir my bietjie oopgegaan, maar so ek speel nou nie professioneel klavier, maar ek kan daarom 'n paar note druk. Maar as ek nie in daai oomblik vir die Here ja gesê het nie, dan het hy my nie in die rigting gevat wat hy my gevat het nie. Wat beteken, ek dink was voor COVID, of na COVID, ek is nou nie seker, die meeste van julle sal beter onthou. Toe gee die Here vir my opdrag gesê vir my, ek wil hê jy moet worship nights begin, en ek is soos, wat? As ek nou gaan luister na die recordings, dan dink ek soos, skip. Soos ek dink ek kon het gevoel asof ek net die chords so druk. Maar daar was iets wat die Here kom doen het, en vir meeste ouens in vandag se tyd, en hoor wat ek sê in die getuienis, vir meeste mense, in enigiets wat ons doen, wil ons eers perfek wees voordat ons uitstap, voordat ons uittreë en sê, okay, nou sal ek dit doen. Ons wil eers ons lewens uitsort, voordat ons ja sê, om die Here aan te neem as ons verlosser en saligmaker. Ons hoor dit gereeld, nee, ek is nog nie reg nie. My life is too filthy for God to accept me. So nee, dit is nie. Hy het jou geskape, in sy volheid. Wat beteken, as jy verby al die gemors kyk, dan kan jy sien wie God geskape het. Baie keer wil ons eers perfek klavier speel, voordat ons bereid is om ja te sê. Baie keer wil ons eers perfek sing. Nou, hoor my hart, nie almal moet oor 'n mic sing nie. Want nie almal kan noot hou nie. Maar, dis nie die punt nie. Hy sal vir jou, as jy op 'n mic moet sing, it will happen. Otherwise, luister maar as hy sê nee. Sing jy net in jou stort en nie in die kerk, of oral anders. Anyway, ek grap nou daaroor. Baie keer wil ons wil eers die besigheid hê, ons wil eers die geld hê om die besigheid te begin, voordat ons begin. Okay. Ons wil eers die strategie, meeste van dit moet ons die strategie hê, maar baie keer wil ons eers die strategie, eers die system, eers die gebou, eers alles hê, voordat ons ja sê. Jy wil weet, hoe lyk die volgende 10 jaar, voordat jy ja sê vir die Here? Because if something falls out of place, is ek darm nog okay. Dis nie geloof nie. Dis nie geloof in God nie. Dis geloof in myself. My vermoë om te produce wat hy my voorgeroep het. En ek praat reguit. Dis ongelukkig so. As jy vandag hier staan en die Here het al vir jou hoeveel keer gesê, ek het nodig dat jy dit doen, ek het nodig dat jy dit doen. Hy gaan nie vir jou 'n volgende opdrag gee voordat jy nie gedoen het wat hy jou gevra het om te doen nie. Wat beteken jy kan nie vorentoe gaan nie? Jy gaan stak raak waar jy is en frustreerd wees waar jy is. So wanneer ons praat van die weight van jou calling, dan kom dit terug na daar's prosesse wat hy jou deurvat sodat jy kan mature in jou calling. So daar was baie kere vir die wat nie weet nie, ek het nie 'n anointing om klavier te speel nie, glad nie wat ek sê nie. Dit was net iets wat toe nou gebeur het corporately in daai oomblik. Want nie die worship nights, die Sondag.
En ek het vir baie kere as ek die worship set voorberei, ek gehuil voor die Here, sê ek, maar ek wil nie klavier speel nie, ek wil nie klavier speel nie, ek wil nie klavier speel nie. Ek haat dit, ek wil nie. Dis my ding, dis tussen my en U. Dis ons personal time, dis nie die wêreldse nie. Yes, en ek het gestoei. En wat baie keer gebeur is ons stoei so hard met 'n ding, dat ons mis eintlik wanneer die Here met ons praat. So, stoei in die sin van die weight van wat jy ervaar is so erg. Nou, ek's nie geroep om klavier, dit is my calling, jy weet? Maar dit was nog steeds weighty, dit wat ek gedoen het. Dat ek myself bevind het op 'n stadium om te sê ek verstaan glad nie. Ek het dit nie gedoen toe ek ja gesê het nie, maar vir die eerste keer vind ek myself sê ek verstaan nie hoekom worship en prophet by mekaar nie. Ek verstaan dit nie. Dit maak nie vir my sin nie. En dit voel vir my, ek kom nie van die stage af nie, en ek kom nie tot op 'n plek waar ek instap om te doen wat die Here my geroep het om te doen nie. Ek's die hele tyd stak agter die klavier. En op 'n stadium, onthou ek, het ek vat die Here my terug na 'n geleentheid, toe ons geworship het aan die begin rond, toe ek nog myself ook gevind het, vat hy my terug. En ek onthou ek het daar gestaan en op 'n stadium sing ek 'n noot, maar of ons het 'n liedjie gesing, maar dit letterlik vir my gevoel. Jy weet daai oomblikke wat jy voel, Jesus, ek weet nie wat het ek nou gedoen nie, maar daar was so cool, maar ek weet nie eens hoe om dit te doen weer nie. En dit is asof daar 'n roar uit my uitgekom het toe ek sing. En ek is soos, dis daai stilletjies binne my het ek het geweet, en ek by die huis kom toe sê ek excited. Ek sê, Here, wat was dit? Dit was so cool, maar wat was dit? En die Here wys my, hy sê vir my, Leanne, eers jare later, verlede jaar somewhere eintlik, eers sê vir my, ek het jou, jy is 'n profeet, maar ek het jou geroep as 'n prophetic warrior, which means ek is 'n worship warrior. So waar ek begin het met liedjies, alles was so stil, saggies, is dit nou soos in, ek kan nie anders as om op die stage te staan en te warfare nie. Ek kan nie anders as om op die stage te staan en te proclaim met my stem. Jy sou my nooit 4 jaar terug so hoor sing het nie. Ek praat van soos in, ek het sing my stem weg. En toe ek besef dat, hierdie is deel van wat hy my voorgeroep het. Want ek gaan altyd 'n worshipper wees. Nie 'n piano player nie, 'n worshipper. Maar daai was deel van my journey. En ek moes deur dit stap, sodat ek kan weet wie ek is in Christus op daai vlak. Maar daar het my journey nou nie gestop nie. Toe sit soos, Here, ek weet, maar ek verstaan nie lekker nie, want ek weet ek moet worship, maar as ek stak agter die klavier en agter die mic die hele tyd, en ek wil nie eintlik op stage wees nie, want ek kan nie dan, my kop is besig met, wat is die volgende key wat ons gaan doen? Gaan ons nou harder, gaan ons sagter? So ek's eintlik in 'n conversation met die Heilige Gees besig rondom, waartoe moet die worship gaan? Wat is hy besig om in die gebou te doen? Maar eintlik is my hart daar waar ek wil stil wees en hoor by die Here, wat wil U vir die mense sê? Nou ek kan nie, al probeer ek miskien eendag in my journey, ek kan nie klavier speel en praat nie. Want as ek dit doen, dan weet ek nie wat se kies om te druk nie, en ek is heeltemal uit ritme uit. So ek weet waar lê my sterkpunte en ek weet waar dit glad nie lê nie. So ek gaan nie probeer profeteer terwyl ek klavier speel nie, want it's gonna be a disaster. So ek weet wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. En ek dink in die journey van waar die Here my begin uithaal het, van waar ek stak gevoel het en gedink het dis waar ek moet wees. Vir 2 jaar het ek regtig by die Here geheilig gesê ek wil nie meer worship doen nie. Ek wil nie meer worship doen nie. Maar hy het my nie gesê ek moet nie worship doen nie. Dis kan ons daai aircon afsit asseblief. Dis kom te. Wag, toe maar. Ja, okay. Dis net 'n bietjie warm hier bo. Smelt nou. Ek dink met elke ja, hoor mooi wat ek sê, met elke ja, ek het nie gesê ek weet wat kom nie. En ons almal het hierdie goed, met elke ja wat ek vir die Here gee, moet ons bereid wees om te weet dat hy het jou, want jy glo in hom,
en hy gaan jou dra. Nou wanneer jy ja sê, beteken dit nie hy het die pad voorberei. Dit beteken nie it's going to be smooth sailing en alles gaan oké wees tot die volgende opdrag nie. Dit beteken, soos ek gesê het, dit beteken wanneer ek ja sê en ek bid, ek sê Here, wys vir my. Here, will you please gird up my legs that I can stand in this place? Dan moet jy bereid wees. Jy moet bereid wees om deur dit te kan stap. Want daar's 'n journey van hier tot daar. En daai stuk wat jy deurstap, daai pressing en daai crushing en daai vorming en daai skaaf en skuur, gaan vinniger verby wees as jy aanhou ja sê. Jou ja het nie hier geëindig nie. Dis daai constant ja. Constant ja. Constant ja. En dan om te weet dat aan die einde, daar waar jy die breakthrough sien, dis waar die joy is. Dis waar jy kan sien dat God het my gevat. Ek is nie meer vandag wie ek verlede week was nie. Ek is letterlik nie wie ek verlede week was nie. Maar ek is 'n nuwe mens. Ek het nou nie die Here verlaat en nou is ek 'n nuwe mens in daai sin nie. Ek is anders as wat ek was verlede week. As ons stak bly vir jare soos wat ons is of was, dan moet jy weet, jy het nie jou ja gegee ten volle nie. Jy het jou ja gegee en jy het teruggetrek die oomblik toe dit moeilik raak. Ek wil hierdie vers vir julle lees. 1 Samuel 15:22, dis nie in die YouVersion nie. It say, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to his voice? Hoor mooi wat hy sê, to his voice. Nie wat jou man wil hê, of jou vrou wil hê, of jou kinders van jou verlang, of jou werk, of jou wie ook al nie. Ons eerste verantwoordelikheid is om God te dien, gees, siel en liggaam, net om lief te hê, en gehoorsaam te wees aan hom. So wanneer ek weet wat my roeping is, dan stap ek nie net in my roeping in omdat ek verstaan wat my roeping is nie. Daar is 'n pad wat ek stap, 'n pad van heiligmaking, daar's 'n pad van refining, daar's 'n pad van vorming, daar's 'n pad van nou moet ek jou eers hierdie kant toe vat want daar's 'n pad van genesing. Salvation is nie net een keer ek het my hart vir die Here gegee en dis so nie. Salvation is 'n lifelong process. Wat beteken, daar is salvation, wat beteken jy is constantly besig met sanctification, heeltyd, ondersoek jou hart, meer van die Here, minder van my. Dan is daar deliverance, en daar is healing. As jy jou hart vir die Here gegee het en jy het nie deliverance en healing gekry nie, en ek sê nie almal moet nou skree en nou hart spring duiwels uit jou uit nie, ek praat nie van dit nie. Ek praat van you need to be delivered of your mindset, you need to be delivered of your way of living, you need to be delivered party van 'n paar goeters wat stak is, wat veroorsaak dat jy 'n sekere manier dink of 'n sekere manier dinge doen. And then there needs to be healing. Want moenie vir my vertel dat niemand van julle al ooit deur trauma gegaan het nie. Moenie vir my vertel dat julle almal se lewens emosioneel perfek is nie. Dit is nie. Daar's altyd ietsie wat die Here jou na terug sal vat. Ek het nodig dat jy my toelaat dat ek jou sal genees hierso. Want as jy nie hier genees is nie, gaan daar 'n klomp gemors uit jou mond uitkom wanneer jy vir mense profeteer. Want daardie wond wat daar sit, gaan hier begin uitspoel. Dis hoekom dit so belangrik is om toe te laat dat hierdie seer wat hier is, wat ook al dit is vir jou, dat die Here dit sal genees in jou. Maar daai is nie lekker nie. Ek gaan nou baie gross voorbeeld gebruik, verskoon my vir die wat bietjie vinnig ietjie raak. As jy 'n seer het wat sweer, en hy het 'n roofie gemaak, jy kan hom los. Jy kan hom dan los.
Eventually, hy mag dalk genees, of hy mag dalk erger raak. Maar ons almal weet, dat as jy daai ding oopmaak, en jy druk hom uit, dan is dit nie so lekker nie. En dis ongelukkig, ek is nou net 'n fisiese voorbeeld, dis ongelukkig wat ons moet toelaat dat die Here doen. Is dat ons wil daai wond net so hou, en ons wil dit net toehou, sodat niemand kan weet nie, en niemand kan sien nie, ek is okay met hom net soos hy daar is. So of hy raak erger, of hy sal eventually met tyd, sal hy genees, want ons almal weet ons hulle sê, time heals everything. Ja en nee, depends what it is. So wanneer ek toelaat, dat die Here daai ding in my kom heel maak, dan is daar 'n gewig wat jy dra. En daar's seer wat uitkom, en daar's moeilike tye wat jy deurgaan. Want jy wil nie altyd hoor wat die Here sê nie. En partykeer is dit dat ons het nodig om iemand te vergewe wat ons gedink het, hulle moet my vergewe. Of jy moet vir iemand gaan van onverskoning vra of vergifnis vra, maar eintlik in jou hart dink jy, daai ou moet vir my kom om vergifnis vra, want ek het niks verkeerd gedoen nie. So wanneer ek gehoorsaam is aan die Here, en hy sê vir my, Leanne, ek het nodig dat jy jou hart ondersoek. Want daar's 'n paar goedjies daar binne, want iemand het nou iets gesê en jy was offended. Dan moet ek bereid wees om stil te raak. En nie dan af te gaan en te sê, ja maar Here, jy verstaan nie, want ons justify ons eie gedagtes. En dan wil ons vir die Here vertel en sê, hierdie is hoekom ek so dink. Dit maak dit nie reg nie. As die Here vir jou gesê het, jy moet jou hart ondersoek, dan moet jy gaan stil raak. So, ek wil net hierdie quote wat ek neergeskryf het, wil ek net lees. Sê, how can you process what God is doing if you never quiet your soul? As ons die hele tyd besig is, en hoor my hierin, ons is op 'n tyd wat jy regtig moet besluit, is jy besig met die dinge van die Here, of is jy besig met die Here van die dinge? So, as jy die Here aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, gaan jy die hart van God dra, wat beteken, jy gaan 'n hart hê vir die siekes, jy gaan 'n hart hê vir die verlorenes, jy gaan 'n hart hê vir die wat nie kos het nie, jy gaan 'n hart hê vir die ouens wat delivered moet word, jy gaan 'n hart hê vir worship, jy gaan 'n hart hê vir alles wat hy 'n hart vir het. It doesn't mean you need to do everything. Dit beteken dat, wanneer, en onthou gou-gou, die vyand ken ook die woord, die vyand weet wat jou calling is, hy weet al die goed, wat beteken, hy gaan sê, okay, ek wil jou besig hou, sodat jy nie kan doen wat jy moet doen nie, maar hy gaan nie noodwendig besig hou met duiwelse goed nie, hy gaan jou besig hou met dinge wat lyk asof jy op die regte pad is. En wat ons baie keer doen is, en wat ons kry is ons sê, nee, die Here het vir my gesê, ek het sterk gevoel ek moet dit doen, ek het sterk gevoel ek moet dit doen, ek het sterk gevoel ek moet dit doen. Jy gaan so voel, want jy het die Heilige Gees in jou. Maar die vraag moet wees, is dit wat ek nou moet doen? En wat baie van ons doen, is ons raak stak in daai een plek waar ons sterk gevoel het die Here sê ons moet wees. En vir 5 tot 10 jaar doen ons dieselfde ding, maar eintlik was dit net 'n assignment vir 'n oomblik. Dan moet ons gaan na die volgende assignment, maar hierdie is my veilige plek. So now I'm not stepping out, doing what God is asking me to do. Hy het 5 jaar terug vir my gevra om dit te doen, maar hy het nie vir my gesê ek moet dit vir die volgende 5 jaar doen nie. Dit was dalk net vir 5 maande. So ons doen nie wat die Here sê ons moet doen nie, en ons voel nie vervuld nie. En dit voel nie vir ons soos kom verder nie. Wanneer jy 'n gewig begin voel, wanneer jy op 'n plek is daar 2 maniere om dit te hanteer. Maak nie saak waar jy, ek bedoel, ons almal se die gewig wat ons voel van ons calling is vir almal anders. Daar's 2 goed wat jy kan doen. Jy kan of begin warfare, en jy kan die vyand begin fight, want hy is altyd die een wat die probleem is, vir jou. Of jy kan verstaan, dat hierdie die gewig is van jou ja. En jy kan die Here die eer gee, en jy kan jou oë op hom gefestig hou, en jy kan saam met hom deur dit gaan. Of jy kan vir 5 jaar in 'n warfare met die vyand besig wees, en nooit verder kom nie. En ek wil hê julle moet hierdie verstaan.
Dis wat baie mense doen, hierdie kant. Dis altyd die vyand. Jy gaan 'n duiwel agter, jy gaan jou toonstampe gaan hy onder die klip sit. Hy gaan daar wees. Die probleem is hierdie, en my begeerte, en ek glo God se begeerte is dat ons besef dat ons fokus is op verkeerde plek. Jy kan nie in die soeke na God en in jou wandel saam met God die heeltyd die vyand die eer gee nie. 'n battle is nie 'n constant fight. Warfare is nie 'n constant fight met die vyand nie. Warfare is om te weet dat ek het ja gesê en die vyand wil my kom probeer van die pad af kry. Maar ek weet wie ek is in Christus en ek weet wie my God is. Wat beteken ek staan op sy woord en wanneer ek nie meer moan oor die probleem nie, maar ek begin spreek wat die waarheid is, dan het dit nie meer 'n effek nie. Baie van ons voel die gewig van die roeping wat die Here op ons lewe het, of van die volgende assignment wat ons het, om verder in ons roeping in te stap, en dan, wanneer ons begin skit, want die gewig is te groot, dan begin ons die vyand blameer. Ja, ek dink ons 'n aanval op my lewe, en iemand het, ja, hy gaan jou altyd aanval, hy het gekom om te verwoes, te steel en dood te maak. Nog niks het verander nie. Dis net hoe hy dit baie keer doen, lyk bietjie anders. En partykeer lyk dit even asof dit very godly is, want hy ken die Bybel, hy weet hoe ons function. So hy gebruik even daai tipe goed, hy gebruik die kerk, hy ken die Bybel uit sy kop uit. Hy ken alles. Maar die oomblik wat ons begin kyk na wat alles verkeerd gaan, kan ons nie meer sien wat is die waarheid nie. Maar wanneer ek die gewig voel, dan moet ek kan sê, ek het 'n ja gegee, en die vyand is nou baie vies. So weet dit net, besef dit, en dan sê hy, maar, hy is onder my voete. Saam met die Here stap ek hierdie pad deur. Elke hou wat kom, elke ding wat kom, al wat jy doen is, jy weet wat as jy lees net die woord van God, jy sê net vir hom, kom ek lees vir julle, julle kan op die YouVersion Bible app gaan kyk, daar's hordes skrifte, wat gaan oor, om sterk te staan. Hy sê, in Jesaja 1 vers 9 sê, "This is my command, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Met dit gesê, jy kan nie aan die kant van die lyn staan en sê, ek leef in die wêreld, en die kant van die lyn jou ander voet sê en sê, ek het die Here nodig, soos ek gesê het, nee, hy is nie jou genie in 'n bottle nie, hy is nie jou lotto masjien wat jy speel, of jou roulette tafeltjie wat jy 7 kies en jy hoop hy daag op nie. Dit is nie wie hy is nie. Hy is wie hy is en wie hy sê hy is. Hy sê, do not be afraid or discouraged, Deuteronomium 31 vers 8, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Wanneer ons voel die Here het ons abandon en ons gefaal, dis nie hy nie. Dit was nooit hy nie. Dit was omdat ons besluit het, dat ons wil either dit ons manier doen. You either want to do it your way, or you don't want to do it at all. Wat beteken, nou voel dit asof God jou verlaat het, maar hy het nooit nie. So in 1 Chronicles 28:20 sê hy volgende sê, then David continued, be strong and courageous and do the work. Don't be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you nor forsake you. He will see to it, that all the work related to the temple of the Lord is finished correctly. Jy is die tempel van die Here. Hy sal sorg. Jou ja is belangrik, maar die deurdruk en die deursettingsvermoë in jou ja is meer belangrik vir jou om te verstaan wat jy deurmaak en hoekom jy dit deurmaak. Ons gaan nie net enige pad en jy gaan nie, hoor my baie mooi, as die Here nie vir jou gesê het om in die donkerste van donkerste in die wêreld in te gaan en mense te gaan red nie, dan jy gaan nie daarin nie, want jy gaan jou dinge sien.
Want hy het nie vir jou gesê om so toe te gaan nie. Ek kan nie nou tussen die gangs en die ouens gaan werk nie. Hulle sal my vermorsel. Want hy het nie vir my so toe gestuur nie. So moenie beweeg waar jou nie gestuur het en kla daaroor dat jy nie oorwinning kry nie. Wees seker, luister mooi, wees seker dat jy beweeg waar jy gevra het om te beweeg. Wees seker dat jy doen wat hy jou vra om te doen, in geloof en nie in jou eie vermoë nie. Ons raak sterker in dit wat die Here vir ons vra om te doen. So toe ek nou die eerste keer begin roar het en daar geskrik het, ek het letterlik geskrik, binne in my gedink, wat is dit? Ek weet nie of ek dit weer wil doen nie. En die Here my toe geantwoord het toe ek die vraag vra, het ek nie daarna gegaan en gesê, okay, ek het dit een keer gedoen, ek gaan dit nou weer doen nie. Dit was elke keer daarna, as die gees van die Here oor my kom, dan gebeur dit nie, dan sê ek soos, hier is cool, ek weet is nie ek nie. Dit klink nou baie weird as ek dit so sê, maar dit is cool, dit is amazing om dit te ervaar. En om nie dan iets te probeer doen, soos in ek kan so sing, nou gaan ek dit doen nie, maar om toe te laat dat die Heilige Gees deur 'n mens werk. Nie soos wat jy dink dit moet wees, maar soos wat hy dit vir jou toelaat om te doen. Psalm 27 vers 14 sê die volgende, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Proverbs 3 vers 5 tot 6 sê, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Isaiah 41:10 sê die volgende, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. I will strengthen you and help you. I will strengthen you and help you, says the Lord. Baie keer gee die Here vir ons 'n opdrag of 'n roeping wat ons glad nie kan verstaan hoe dit moontlik is dat ons dit kan doen nie, want dit is eintlik bo ons vuurmaakplek. Maar as jy geloof het in die Here, as jy vertroue het in die Here en weet dat hy kan jou dra, al wat jy nodig het om te doen is om tree vir tree saam met hom te stap. En die oomblik wat jy daai tree gee en die vyand sê, vir elke tree wat jy gee, gaan ek vir jou hou gee. Dan bel jy of WhatsApp jy die mense wat hier sit, wat jy of ken, of wat mense wat jy ken wat nie hier sit nie. En jy sê vir hulle, luister hier, geen eer aan die vyand nie, maar vandag het ek net bietjie support nodig. I need you guys to pray with me. Want ons hoef nie hierdie pad alleen te stap nie. En ons doen dit baie keer, ons fight ons eie battles in ons eie kop en in ons eie hart. En wanneer jy stak raak in jou hart en jy stak raak in jou kop, dan kan jy nie meer hoor wat sê God nie. En dis 'n waarheid. Die skudding wat jy baie keer in jou gees voel, en die skudding wat jy voel, wat jy ervaar nadat jy of 'n ja gegee het, of wanneer jy uitgestap het in iets wat die Here jou gevra het om te doen, moenie die vyand die eer gee nie. Dis die gewig van jou ja. It's the weight of your yes. As jy gaan nie die gewig op jou eie kan hanteer nie. Jy gaan moet saam met die Here stap. Tree vir tree vir tree. En as die vyand kom en hy sê vir jou, ek gaan vir die volgende 50 tree vir jou hou gee vir elke tree wat jy gee, dan sê vir hom, ek stap nog steeds daai tree, elke een vir een saam met die Here. Want op die ou einde kom dit daarop neer dat wanneer jy vir die Here ja gesê het, die vyand anyway nie happy is nie. Want as jy en jou koning begin funksioneer, al hoe meer raak jy gevaarlik in die gees. Hoor mooi,
Jy raak gevaarlik in die gees. As jy nooit die gewig van jou calling ervaar nie, dan moet jy vir die Here gaan vra hoekom nie. Because then you need to make some changes. En ek wil vanoggend oor julle bid. En ek wil vir die Here vra dat hy regtig met julle sal praat en dan julle sal openbaar. Waar is daar dinge wat julle doen wat julle nie moet doen nie? En dit kan simpel goed wees. Silly goed. Ek is mal oor netbal. Ek het ons kinders se hele laerskoolloopbaan tot en met COVID gekom het ek netbal afgerig by die laerskool. Ek het swem afgerig, ek sal ek mal wil sport. Swem afgerig by die skool. Ek was elke naweek en deur die week was ek besig en ek het voltyd gewerk. En ek het dit gelove. Ja, ek moes opweeg, mis heeltyd my kinders se sport, want ek moet spanne afrig en ek moet daar wees en toe COVID kom, toe sê ek soos, okay, ek's klaar, ek breek, niks meer sport nie. Hoërskool, strakkie lyn. Nou is dit my beurt om 'n ma te wees en ek gaan na my kinders se sport kyk. Verlede jaar, die jaar voor dit toe vra Monique vir my, sy sê, ag mamma, hulle kort afrigters by die skool, wil jy nie asseblief gaan afrig nie? Ek is okay. Toe gaan rig ek weer af. Needless to say. Is lekker. Ek het doen nou nie meer mountain biking gedoen nie, so ek kan nou net so wel ietsie doen. Ek bedoel, dit was 2 dae 'n week en ek was happy daarmee en dit was lekker. En ek moet anyway daar wees my kinders en wat toe nou lekker was by die hoërskool is dat ek die onderwyser wat die goeders uit, want ek het geblaas ook. Ek kon daarom vir haar sê my kind speel daar, my kind speel daar, my kind speel daar. Kyk om die spanne so te skommel dat ek nou nie noodwendig hulle mis nie. So ek het baie keer een gemis, maar so elke nou en dan wil ek hulle daarom net kyk. En so verander die skool se goeders en verlede jaar rig ek weer af, maar ek voel vir my ek is die hele middag by die skool. Toe raak dit bietjie hektiek. Ek gaan doen toe weer my umpires eksamens en ek word gegradeer en ons goed. En ek besluit toe ek love dit om dit te doen. En verlede jaar was wild, die matrikulant gehad, 3 kinders op die skool. En my lewe en my werk en dit was baie ure wat ek moes insit want jy moet met elke toer, elke ding, alles moet jy moet gaan. En verlede jaar toe die Here vir my uitdruklik sê, I need you to step away van die sport nie. I need you to step in to what I have called you to do. Toe weet ek verlede jaar was al klaar wild, maar toe besef ek hierdie jaar gaan 'n baie gewigtige jaar wees in die gees. En ek het 'n besluit gemaak, ek het amper myself weer daarin gekrimp te sê ek sal afrig. Toe sê ek net soos, nee, trakkie lyn. En ek is soos, okay Here, dis vir my belangrik om aktief buite die kerk ook te wees, want baie keer, hoor mooi, as 'n mens te heeltyd tussen in die mindset van dit is, weet jy nie wat gaan in die wêreld daar buite aan nie. Nou ek gaan nie na clubs of pubs of kuiers toe. Ons het nie werksgoeders wat ek bywoon waar ek kan sien hoe funksioneer die mense in die wêreld nie. So die sportveld is maar vir my lekker. En ek besluit ook ek doen toe my skeieregtersgoeders en ek besef vir die juffrou ek gaan nie hierdie jaar mee afrig nie. Ek sal net umpire. En ek besluit ek weet dat ek kan ja of nee sê wanneer hulle vra vir my wil jy umpire dan kan ek sê nee, ek is beskikbaar nie. So ek moes iets opgee. Wat ek baie lief vir is, en wat ek altyd op my lip voor moet byt as iemand my iets vra daarvoor, want dit is soos in, ek love it. So wat moet jy opgee? Al is jy lief daarvoor. Hou dit jou besig? Hou dit jou weg van die Here af? Steel dit jou tyd saam met die Here? Is dit 'n TV-program? Is dit jou werk? Is dit games? Is dit TikTok? Of Shein? As jy doomscrolling doen, vind jy jouself later 2 ure dat jy gescroll het en jy het absoluut niks daar uitgekry nie. Niks. Weet julle hoe lyk ons deesdae?
lê voor die TV is aan, foon is hier, tablet is hier. Ek is soos, what even? Weet jy, dis 'n absolute overload van 'n klomp geraas en inligting. Overstimulated. Jou brein kan nie meer stil raak nie. So die oomblik wat jy kerk toe kom, is dankie Here. Ek het vanoggend 2 ure uitgesit net om die Here te kom dien en te kom stil raak in sy teenwoordigheid. Wat gebeur as jy hom nie ervaar in daai stilte nie? Dan raak jy mismoedig. Dit wat jy hier na toe bring, moet 'n overflow wees van wat jy by jou huis ervaar. Sodat ons mekaar, in dit wat die Here jou voorgeroep het, sodat ons mekaar kan bedien met ons gawes en ons gifts. Die probleem is, ons doen dit nie. Ons wag vir die Here om op te daag. Sondag, na Sondag, na Sondag. En ek wil hiermee afsluit. As julle die woord encounter hoor, wat dink julle? 10 jaar terug, toe die Here oor my gekom het, ek hier neergeval het en van hierdie kant tot daai kant toe gerol het en, yes, it was amazing. Is dit wat julle dink? Julle weet dat 'n encounter met die Here is wanneer jy 'n oomblik met hom het in sy teenwoordigheid, waar hy of jou denke aangeraak het en dit verander het. Waar hy of jou hart kom ondersoek het en jou genees het. Encounters is nie net die groot goed wat jy hier sien nie. 'n encounter met die Here moet jy elke dag kan ervaar. Want jy moet elke dag in sy teenwoordigheid tyd spandeer. Elke dag moet daar 'n encounter wees wat jy oor kan getuig. Ek kan die heel dag en vir dae lank hier staan en praat oor wat die Here in my lewe kom doen het, elke dag. Partykeer 3 encounters, partykeer 5 encounters op 'n dag. Moenie besig raak in jou gedagtes met meer dinge van die wêreld as met God nie. Raak stil by jou huis. Worship by jou huis. Worship by jou vriende. Worship by jou familie, in jou kar. Worship in jou kar. En jy sal die overflow daarvan kan sien uitvloei in jou lewe. Moenie toelaat dat die vyand die pad wat jy moet stap kom steel nie. Wees faithful and obedient, net soos wat God faithful is. Here, bless elke persoon wat vanoggend hier sit of aanlyn kyk. Here, kom seën hulle, kom raak hulle aan. Here, kom genees hulle, emosioneel, fisies. Geestelik, Here, daar waar hulle dalk seer gekry het. Kom raak hulle aan, Here, ek wil vra dat U hulle gedagtes sal kom aanraak. Daar waar die vyand kom steel het, daar waar hy kom verwoes het, Here, vra ek dat U dit sal kom herstel. Dat hulle sal weet wat die waarheid is. Here, dat hulle sal kan onderskei tussen wat hulle realiteit op hierdie stadium is, teenoor wat die waarheid van U is. Dit gaan nou dalk moeilik, maar die waarheid is dat U is goed. U is getrou. Here, my hart is dat U in hierdie week met elke een van hulle encounters sal hê. Heilige Gees, dat U hulle bewus sal maak van waar hulle meer tyd op ander goed spandeer as op U. En waar die vyand bewus raak daarvan en hy wil kom steel. Here, ek kom breek daai dinge nou af in Jesus naam, kom bind dit. Here, herstel daai brandende begeerte in elkeen van hulle, om U woord te lees, om U gesig te sien, om U wil te doen, om U gehoorsaam te wees. Ek bid vir 'n dubbele porsie van krag
en sterkte, nie net in hulle fisiese liggaam in die Here, maar ook in die gees. Heilige Gees lei hulle hoe om te warfare, waarvoor om te war, en waarvoor om nie te war nie. Leer hulle en lei hulle hoe om te verstaan wat is vir nou en wat is nie vir nou nie. Here, sodat u koninkryk gebou kan word, sodat u koninkryk versterk kan word, sodat u naam opgelig kan word en sodat u geken sal word in hierdie wêreld. Dis my gebed in Jesus naam.